Ek gaan van tyd tot tyd kortliks oor sekere godsdienstige groepe met u deel, wat vir ons vandag in 2025 noodsaaklik is om van te weet. Dit is so, ek meen, as ek swart klere aantrek met 'n wit boortjie, wat 'n kerk behoort ek aan? Die Rooms-Katolieke Kerk. Hoekom? Wel, dit is my drag. Daai prieslike drag gee jou weg. As ek pikswart, as die vrou pikswart aangetrek is, en sy so 'n kappietjie, en sy loop daar, en sy het 'n kruis om, aan watter kerk behoort sy? Sy's 'n non. Jy het eers die woord non nodig om te sê nie, jy sien nou, hoekom? Hulle klere drag gee hulle weg. En so, wanneer ek oor godsdienstige institusies en leerstellinge en dogma en teologie praat, hulle dra die kappietjies, hulle dra die kleed, hulle het dit geskryf, hulle promoveer dit, hulle glo dit. Ek praat van die AGS kerk, ek noem dit nou maar net. Dis die enigste kerk, protestante kerk, wat doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, terwyl dit nie een keer in die hele Bybel voorkom nie. Wat? Vader, Seun, Heilige Gees? Nee, 3 keer onderdompeling. In die naam van die Vader, die Seun, want Romeine 6 vers 1 tot 12 sê, sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie, ons wat die sonde afgelê het, hoe kon ons daarin lewe? Of weet julle dat ons almal wat in Jafashua onderdompel is nie, in sy dood geonderdompel is? So sê vir my, was Jafashua 3 keer begrawe, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, staan nie in die Bybel nie. En hoekom doen hulle dit? Wel, dit is deel van die Roomse godsdienst, want hulle is onder die mag van die vrymetselary, en dit is deel van hulle godsdienstige teologie. En hulle staan uit soos 'n paal bo water. As jy vir enige protestante kerk vra, die volle evangelie doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, die lede Christus doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Hulle almal doop in die titels, dis nie naam nie, dis titels. Hoekom? Want Matteus 28 vers 19 sê, gaan doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Maar hulle onderdompel net een keer. Hoekom? Gelykstaande aan Romeine 6 vers 1 tot 12. Jy weet enige van die volle pastore, PPK pastore, jy noem hulle wie, vra, wie onderdompel 3 keer? Dan sê hulle vir jou die AGS kerk. So sê maar ek piek op hulle of enige iets. Dit is hulle lewe in 'n geskepte dogmatiek wat totaal geheel en al onbybels is. En nie een van daai ouens het al die jare die guts gehad om met my te kom probeer sit om 'n tafel of my te verduidelik hoekom doop hulle mense 3 keer in titels. 3 keer. Want dis deel van die Katolieke doop. Want hulle het ook die belydenis, ons glo in God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En Christus het te helle neergedaal. Weet jy wat, dis die Katolieke se geloofsbelydenis. Eerstens, Christus was nooit naby die hel gewees nie, want hy sou met brandwonde teruggekom het, maar dis wat die Katolieke geskep het. En die protestante kerke, hulle almal is deel van die sisteem, die Rooms-Katolieke sisteem. Hulle almal. Oom Angus Bakken, staan hier in Pretoria, en hy sê, bid agter my aan. En hy bid die Rooms-Katolieke gebed. We believe in God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Daar staan nie so skrif in die Bybel, dat die Holy Spirit 'n God is nie. Waar staan dit in die Bybel? Dit is so geskep in die New Translations, maar dit staan nie in die 1611 King James, of the restoration of the original sacred name so nie. En ek noem het maar net met die verbygaan. As jy gaan sê Matteus 28 vers 19, dat Jesus het gesê, gaan doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Regtig? Wat is die naam van die Vader? As ek nou sê, al die vaders moet opstaan. Wie staan op? Al die mans wat kinders het. Dis 'n titel, dis soos meneer. As ek sê, al die seuns moet nou opstaan, dan moet elke manlike persoon opstaan, en selfs die seuns, elke een. Van so groot af tot so groot. En Heilige Gees, dis 'n titel. So Vader, Seun en Heilige Gees is 'n titel. So as jy ou gedoop in die naam van Vader, Seun en Heilige Gees, is hy in 'n titel gedoop. Hy is in 'n naam gedoop, nie? Wat is die Vader se naam? Wat is die Seun se naam? Wat is die Heilige Gees se naam? Gaan kyk na my reeks op die internet. Wat noem jy hom? God of Here. As jy nog beter wil doen, gaan kyk na my reeks wat op die internet lê. Besprinkeling of onderdompeling. Daar's 10 lesings daar.
vat jou Bybel, vat jou tyd, doen dit. En as ek verkeerd is, skakel my asseblief. Sê prof, daar is jy verkeerd, daar is jy daar verkeerd. Maar doen die hele studie eers klaar voor jy my skakel.